Daar is iets baie menslik aan die woorde in Spreuke 24 vers 33 tot 34. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, bietjie hande vou om te slaap. Daar kom die armoede aangestap. Daar oorval die gebrek jou soos 'n inbreker, sonder dat jy dit kan keer. Dit praat nie van 'n groot mislukking nie. Dit sê nie jy het 'n verskriklike besluit geneem en alles het in mekaar gestort. Nee, dit praat oor iets kleins. 'n Bietjie slaap, 'n bietjie slymer, net 'n bietjie hande vou om te slaap. En tog oor tyd lei daardie klein dinge tot iets verwoestends, armoede, tekort, verlies. Dit gaan nie net oor fisiese lyding, dit gaan oor geestelike dryf. Nou wanneer ons na Matteus 23 vers 14 tot 30 beweeg, praat Jesus baie sterk tot die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hy wys hulle skynheiligheid uit. Aan die buitekant lyk hulle regverdig. Hulle gee tiendes, hulle bid, hulle volg rituele. Maar binne is iets diep verkeerd. Hy beskryf hulle as wit gekalkte graf, skoon en mooi aan die buitekant, maar vol dood aan die binnekant. Wat verbind dus hierdie twee gedeeltes? Dit is dit. Geestelike verwaarlosing gebeur nie alles op een slag nie. Dit gebeur stadig, stil, selfs respekvol. Die fariseërs het nie een oggend wakker geword en besluit om skynheiliges te word. Dit het begin met klein kompromieë. 'n Bietjie trots hier, 'n bietjie selfregverdigheid daar. Bietjie meer fokus op voorkoms as op waarheid. Mettertyd het hulle harte begin dryf. Selfs al het hulle godsdienstige aktiwiteite toegeneem. En dit is juist die gevaar. Jy kan geestelik besig lyk, maar geestelik slaap. Spreuke waarsku ons oor 'n bietjie slaap. Jesus waarsku ons oor 'n valse geregtigheid. Albei wys op dieselfde probleem. 'n Hart wat nie meer wakker is vir God nie. Kom ons maak dit prakties. 'n Bietjie slaap vandag lyk dalk soos om tyd saam met God oor te slaan, omdat jy moeg is. Dan slaan jy môre weer oor. Voorlank word dit 'n gewoonte. Nie 'n groter belly nie, net 'n stadige vervaag. 'n Bietjie vou van die arms is dalk om iets te ignoreer wat God jou aanmoedig om te doen. Vergewe iemand, reik uit, bid. Maar jy stel uit en stel weer uit. Uiteindelik raak jou hart minder sensitief. En dan so Spreuke sê, kom armoede soos 'n rower. Skielik voel jy geestelik droog, ver, leeg. Jy wonder hoe jy daar gekom het. Maar dit het nie skielik gebeur nie. Dit het stadig gebeur. Kyk nou weer na Jesus se woorde in Matteus 23. Hy is nie net kwaad nie, hy waarsku. Hy sê in wese, moet nie tevrede wees met voorkoms. Moet nie die buitekant skoonmaak, terwyl jy die binnekant verwaarloos. Want hier is die waarheid. God is nie beïndruk deur uiterlike prestasie nie. Hy kyk na die hart. Jy kan die regte woorde sê, die regte dienste bywoon, selfs op die regte plekke dien, en steeds binne wegdryf van die Here. Dit is hoekom hierdie boodskap so belangrik is. Die vyand van jou geloof is nie altyd openlike rebellie nie. Dikwels is dit stille verwaarlosing. Nie om van God weg te draai, maar net nie meer in te leen na hom toe. Wat doen ons dan? Eers word ons wakker. Dit is regtig waarna spreek ons. Word wakker voor hy die skade gedoen. Let op die klein dingetjies. Moet hulle nie afmaak nie. Klein gewoontes vorm groot uitkomste. Tweedens streef ons egtheid na. Jesus se probleem met die fariseërs was nie dat hulle te toegewyd was nie. Dit was dat hulle aan die verkeerde ding toegewyd was. Hulle het op beeld gefokus in plaas van intimiteit met God. God wil nie 'n gepoleerde buitekant hê nie. Hy wil 'n oorgegewe hart hê. Derdens nooi God ons uit om ons te deursoek. Dit verg nederigheid om te sê, Here, dryf ek af. Het ek meer daarop gefokus om reg te lyk as om reg te wees by U. Dit is nie maklik gebed nie. Maar dit is 'n noodsaaklike een. En uiteindelik tree ons op.
As daar iets is waaroor God jou aanmoedig, moenie uitstel nie. Moenie sê môre nie. Onthou, dit is altyd 'n bietjie wat lei tot baie. Klein gehoorsaamheid vandag kan groot verlies môre voorkom. Ten slotte gee beide Spreuke en Jesus vir ons 'n liefdevolle waarskuwing. Moenie geestelik aan die slaap raak. Moenie tevrede wees met voorkoms nie. Moenie die klein dingetjies ignoreer nie. Want oor tyd kan 'n bietjie verwaarlosing tot 'n groot leegheid lei. Maar 'n bietjie getrouheid kan lei tot 'n lewe vol van God se teenwoordigheid. Kies dus vandag om wakker te wees. Kies om eg te wees. Kies om naby om te loop. Nie net aan die buitekant nie, maar uit die hart uit. Amen.